waar jou koperader loop, gaan hulle net in daai aard kry. Is dit waar die ou louke nou was? Hoe goed is julle brieke? Is julle bereid om hier kort? Julle moet 'n bietjie op julle hurke gaan. Sop daar. Verkeerde ou dit in die hande en hy sal dit huis toe vat. Dis hy ja. En dan sien hy nie, wys hy nie vir die ander ouens nie. Die een hand as jy 'n bietjie vleis braai, bietjie kyk aan hom. Wanneer so ek sal reg is Fox. Ja, terwyl ek tog dink ek klop. Dinglik Ja, iets moes hier afgekom het en toe vat hulle hy dan. 'n Stang of iets moes hier gebreek het. Ja, hierdie rot het gebreek. Nee, hierdie een hier. Natuurlik het hy hier opgeslaan. Na die hele ding al stukkend geslaan daar binne.
Peacock hierdie. Jo. Nou dan laat het hulle met hierdie engine gery. Dit is nie aanval. Hy is laatst in 1790. 17. Ag my. 1997. Ja, iets nog. Jo, kyk hier, Paul. Wat? Wat het hierdie een nog in? Dat is het. Hij nog zit. Laat waai, vinnig, vinnig. Oké, los hom. Los hom. Los hom, Jack. Maar ik herk, kijk, Paul. Ja. Weet je, niet zo.
helse ou stoom engine die gewees nie. Hy het 1200 pond gekos. Maar hy het al 1896 in Engeland gebou. Ja.
Zeker roos is roos. Ja.
koeler. Moet, maar misschien is dat iets uit. Hey, Charlotte. Snaak dat dat ook nog heel goed hier gereden werd. Komt daar, wat voor een trein? Tibbeke.
Ja.
gevat na my broer toe. En hulle het almal op Kralik groot geword en daar gaan ook niks aan by daai stasie nie. Nou wat gaan nou word van hierdie goed? En dan gaan we. Ja, Hoorie, kan ek my telefoonnommer vir jou gee? As hulle ooit hierdie stasie net wil van kant maak, ek sal jou betaal as jy vir my daai bord by hulle kan kry. Kyk, hier sal jy nog 'n stok op. Nie jou nommer gee dat inspekteur kom. Nou en dan Ek sal nie weet want anders hulle gooi net. Wys vir Jacques. Nee. Kan jy wag vir deur maar. Wat is die hier? Hij is er dan nog redelijk voor wie dat geen dan. Mooi. Oh.
Ja, hierdie is een van die vele stasies wat jy van plek tot plek kry, wat seker in die ou dae waar dit gewemel het van mense wat op die trein op vakansie gegaan het of weer terug skool toe of universiteit toe en so aan. En dit is net verskriklik hartseer as jy hierdie plekke so sien. Calvinia, heeltemal naby die Weskus. En oralste, as jy maar hierdie stasies teekom, dan sien jy hoe word dit gebreek en gevandaliseer. En as daar iemand is wat hierdie video kyk en jy dalk hier groot geword of hier opgeklim of jy ken dalk mense wat bekend was wat jare terug hier opgeklim het en so, en laat weet ons asseblief. Die posadres is heel agter aan die einde van die video. Kom ons gaan verder en dan wys ek vir u wat verder in die land nog aangaan met hierdie stasies. Tussen stasies loop daar basies geen meer treine. Tussen stasies leer daar basies net stompies, maar geen rompies. Nou is dit tyd vir die railway om hulle deure te sly, want daar is geen passasiertjies op hulle treintjies te ry. Ek sing graag vir julle 'n liedjie van 'n baie beroemde persoon, Dosie, ons nuwe Suid-Afrikaanse kunstenaar.
En die baie ou bekende liedjie wat oom Chris Blighnout so bekend gemaak het deur al die jare. Naamlik Ou Ryperd. Mariska, staan aan die ander kant asseblief hoor. Nee, kom laat nou net 'n trein hier aan en dan gaan ons nie betyds vir jou uitkom. Ons kom nou soontoe. Ja, maak nie saak nie. Hallo? Ja. Is dat papa? Marieke sê, maar staan doodstil. Sy sê, okay, is klaar. What's it, man? Trein. Exactly. Papa is niet zo van. Soppige een. Beloof. Jy gelyk net vlieg van 'n trein hier iewers goed. Hoe gaan jy daar opstaan? Ja, Hier.
die hele ene ingekruip met my en jou ma. Ja. Jy seker? Sien. Wat het ek hier nie? Kosie. Die toukie. Ja, ons staan net gou 'n bietjie daar, kan net plan maar saam maak. Wat het ons hier buite in die koue doen? Ja. Ja, wat? Dis hartseer as jy by so 'n plek kom. Kan nie glo. Moenie nou huil nie, jou tarane gaan vries. Ja, so bly die koud hier vandag. Jou pa is nie normaal nie. Ja. Laat toch finish met die iets. Ansie. Kom maar, stap jy so verby my, hoor. Okay, Ansie. Ja, stap so verby, hoor. Stap daar nog verby. Dan vra hulle nou vir 'n stukkie boiler. Dan sê hulle fok jou. Dan stap jy net so verby na hierdie ander kant die een toe.
Dan loer jy so in hierdie gat in. A first medic, grayish one in color. You will see those medic. Stap tot daar voor by die cap en dan klim jy in. Dan kyk jy hier bo by die venstertjie uit. Dan kyk jy nou daarin. Nou, dit is vanoggend vir my 'n baie groot voorreg om seker een van die hardste, maar tog die lekkerste werke met iemand wat op hierdie goed groot geword het te praat. Onder andere 'n man wat in Burgersdorp groot geword het, Hansie Grywenstein. Nou Hansie, jy was saam waar ons nou so tussen hierdie wrakke van hierdie stoomlokomotiewe rondgeloop het. Dit moet seker 'n geweldige weemoed by jou bring. As jy weet, jy het op hierdie goed groot geword en om hulle so verwaarloos te sien. Wat gaan deur 'n mens se gedagtes? Ja, wel, dit is soos jy sê, as 'n weemoed wat deur jou gaan. En jy kan nie glo dat hierdie dinge besig is om uit te sterf nie. En ek weet nie wat sal ons alles wil doen graag om hierdie goed terug te hê. En dit is nou eenmaal 'n masjien met karakter soos daar nog nooit in die lewe was. Waar het jy groot geword? Waar het jou loopbaan begin op die voetplan? In Burgersdorp. Burgersdorp. Ja. Hoe oud was jy gewees toe jy hierso begin het? 17 jaar oud. 17 jaar oud. Ja, dis nog op daai tienerstadium. Absoluut. Hoorie maar, onthou 'n mens meer die lekker dae van die werk wat jy hierop gedoen het as die goor dae, die dae toe die goed nie wou stoom nie. Die dae toe jy weet regtig swaar gekry het, en ek meen jy moet 'n liefde hê vir hierdie ding, is dit nie so nie? Absoluut, hierdie ding, ons is baie lief vir stoommense, ek myself. Elke oggend as ek wakker word, dan voel ek is op die voetplan. En ja, jy praat van die swaar dae en die lekker dae, maar as jy terugdink aan hierdie dinge, was hulle almal lekker en jy wens jy kon hulle weer deurleef. Ek het nou al vir baie drywers gevra. As hulle nou hulle lewens weer kon oorkry, sal jy weer op die voetplaat wou gewerk het? Net op die voetplaat, nergens anders. Maar op die stoom verkieslik. Op die stoom, ja. Maar dan sê jy seker baie meer wyser gewees het. Wel, ek weet nie, as ek my lewe moes oorkry, sal ek weer moes voorbegin en so moes al hierdie goed weer deurleef het. Alles swaar kry en nie lekker kry. Wat sal jy altyd onthou van hierdie stoom? Wat is dit wat jy, dit sal altyd 'n heimwee terugbring? Jong, hierdie ding is mos 'n lewendige ding, hy gesels nie. Dit is maar die koole, die water en die stoom en die reuk wat die ding het, het 'n spesiale reuk. Wat jy nie vir ander mense kan vertel nie. Jy het hom maar geleer uit jou klein dae. Toe ek as 'n jong seun na die goed toe gekom het, toe was ek bang vir hulle. Maar ek kon nooit dink dat jy so lief word vir hierdie goed. Hulle sê mos 'n stoom eers in jou bloed gekom het, dan kry niks dit weer uit.
En daai jare dan begin jy so 10 jong laities en so 8 van hulle loop weg. Hoekom sal hulle nou wegloop? Wat is die? Hier harde werk was te veel vir hulle. Absoluut. Hoor jy natuurlik 'n groot salaris gekry. Wat was jou salaris daai jare? Ons het begin met R61 'n maand. R61 'n maand. Ja. En dan as jy oortyd gewerk het? En dan daarom so 'n bietjie meer gekry, maar so R80 daar in daai omgewing. Maar dan hang dit af. As jy eksamen gaan skryf, dan kry jy nou 'n bietjie bevordering, dan word jou salaris nou meer. Van 'n kweekelingsstoker na stoker toe. En op die stoom het ek gestook amper 9 jaar. 9 jaar. Ja, en toe se Esland Park toe vir die drywer eksamen. En daarvan af Was jy al die jare op Burgersdorp gewees? Al die jare, maar toe het my in 71 na die opleiding Esland Park oorgeplaas Capital Park toe. Uit al die keuses wat ek kon uitoefen, wat ek ook uitgeoefen het ons my Capital Park gestuur. En hier is baie van ons ouens wat van ander plekke afgekom het. Die waar ek vandag mee op gesels in hierdie plek het. Maar hierdie plek was die plek vir stoommense. Hy was van hoek tot kant vol stoomlokomotief. Baie besig geweest. Verskriklik. Want ek vir jou vra, hoe lank was jy op die voetplaat? 20 jaar. 20 jaar. Ja. Op die stoom geweest. Ja. Toe se elektrisiteit toe. Maar toe jy nou klaar maak als en als, hoe lank was dit geweest? 36 jaar. 36 jaar. Ja. Ja, dis 'n lang trek, nee. Dis 'n lang trek. En het jy ooit in jou lewe gedink eendag sal hierdie stoom nie meer daar wees nie? Nee, in hierdie werk het ons 'n toekoms gesien, maar ongelukkig is dit dinge wat in die vergete is. Ons kon nie glo dat hierdie dinge so sal doodloop. Ja. En almal sou wou hê dat die stoom. Gister was ek by treindrywers gaan gesels van my maats. Dan weet jy tog snaaks. As jy een keer oor ander trekkere gepraat, ons net oor die stoom gesels. Hulle sê as die stoom vandag terugkom, sal hulle weer hier wil werk. Ja, natuurlik baie wyser. Want met die jare kom die ondervinding en so aan. Ja, nee, is so. En jy weet, 'n stoom enjin is sensitiewer as 'n vroumens kan droom om te wees. Hoekom sê jy so? Dit is so, want 1 graaf kolle verkeerd in, dan Die moeilikheid. kry jy resultate hier op die stoomdrukmeter. Jy kan die trein daar dryf en jy hoef nie hier binnekant te kyk nie. En elke graaf wat die stoker verkeerd ingooi, weet jy. Wat is die moeilikste ding op so 'n stoomengine? Wat is dit wat regtig moeilik is? Wat moet 'n ouer hou, want kyk, hier moet jy jou eie krag voorsien. Dis nie soos 'n elektriese lokomotief wat jy aansit, dan is die krag klaar daar nie. Jong, hier's baie dinge wat moeilike dinge is, maar hoe sê jy moet al die swaar kry, moet lekker kry, klaar kry hierso. Maar jy weet, as ek praat nou van 'n stoker, geen geld in die wêreld kan 'n goeie stoker koop. Die drywers het beklei oor hulle. So hy is enetjie man wat hierdie hart en siel, daai firebox, die ding in die lewe moet hou. Weet jy wat, as ek op 'n stoomengine klim, waar ek al saam gery het, onmiddellik skaar ek my aan die stoker se kant. Want hy is die een wat die stoom in die water moet voorsien. Maar ek sal vir jou ook dit sê, as jy 'n drywer kry wat nie 'n stoomlokomotief kan dryf, die het jy ook gekry. Want jy moeilikheid. As daar nie samewerking is nie, dan kyk jy van hulle gekry wat nie weet wat die binne aangaan. Wat is jou gunsteling stoomlokomotief? Jong, Rudy, daar is eintlik 'n paar. Vir my gaan dit oor die ding se beat. Die beat maak jou mal, jou hare staan regop op jou kop. Jy voel dit begin nie agter van jou stuitjie af, want klim my op tot die agter onder jou rug, lê jou hare regop staan. Die gunsteling stoomlokomotiewe, ek groepeer hulle altyd rondom 'n 19D, die wat ons nou hier in staan. 'n 15F, 'n 23 klas en 'n 25 NC. Geen lokomotief het die uitlaatslawerheid ding het. Dit dryf jy van jou sinne af.
Dis eintlik daai beat wat hierdie stoom engine maak. Wat vir jou eintlik vertel, hoorie so hierdie sy's reg of sy's verkeerd. Ja, jy weet as jy stoom en jy ry. Ek het nou vir jou gesê baie ouens het nie veel geweet wat hier aangaan nie. Maar ek het vir manne gestook wat engine manne was. Jy moet 'n stoom engine kan ry en stook laat dit vir ander mense wat na hom staan kyk mooi is. En dis nogal 'n kuns om dit te kan doen. So baie keer gehoor op hierdie ding en dit is so jammerte dat iemand nooit 'n boek gaan skryf het oor die staaltjies en die wedervarings wat 'n ou so langs die pad gehad het. En jy nie iets onthou soos daai wat jy my vertel het met die ou wat so aangejaag gekom het met die Beetle oor die vooroorgang toe hy so geskrik het, maar jy moet dit nou vertel soos wat jy dit nou vir my vertel het. Ja, maar 'n bietjie pornografie by. Maar dis alright. Dis Nee, jy sien ons het teenoor gestaan daar by Kromhoogte. Die trein is geboek om te stop. Die trein se nommer is 6 op pad Kaap toe. Ons stad om van Stormberg af, dus ek nie stel ouens om afwag. En nou Alwyn Skooman was die guard geweest. Nou hier so 18, 19 rytye aan. Maar die rem waar die van staan reg oor die spoorweg oorgang. En die dag begin net so breek en boot tussen die rande uit kom 'n Beetle Volkswagen aan. Maar hy ry laat die stofstreep so agter hom staan. En ek weet nie waar was die ouetjie se gedagte nie. En toe hy hom kon kry toe sy by die trein. En nou Alwyn Skooman staan so regop in die deur van die van. En daai ouetjie toe hy die trein sien, toe pluk hy daai Beetle om laat die stofwolke so oor die draad trek. En hy pluk die deur oop en hy klim uit nou Alwyn Skooman wat die konnekteur sê vir hom: "Môre ou maat." En hy staan so, hy sê: "Oom, wag, ons gaan nou praat, laat ek net gou klaar pis sê." Wat skok. Ja, toe is 'n bietjie gerattel, jong. Hoorie Hansie, nou ek het al baie keer so gehoor as die ouens praat van die karakter so goed wat jy op hierdie stoom engine gekry het. Die ouens met hulle byname. Noem vir my 'n bietjie 'n paar ouens in die bynaam. Hoekom het hy so 'n bynaam gekry? Hy het tog sekerlik iets gedoen. Ja, jy weet die ouens gekry soos Blitz vir Joen, hy was 'n man wat hard gery het. En dan kry jy weer 'n ou van so high pressure Nel aan Queenstown. Waar het hy die naam gekry? Die stoombrug moet altyd hoog wees, daar in die rooi merk. En ek het vir so 'n man gesloop op die. Kyk as die stoom daar is, dan sy gelukkig. Dan sy gelukkig. En jy weet die vir ouens gestootjies altyd in 'n kompetisie gewikkel met ander stokers. Die drywer het absoluut 100% van jou verwag. Jy moet voor daai ander man die 4 klaar skoon gemaak het, die dubbel voorspan ry. En jy moet 'n man gewees het wat nie sukkel nie. Jy weet ek was 'n stoker, 'n goeie stoker is dit. 'n uur voor hy op diens is, dan is hy al lankal daar. 'n uur voordat hy op diens moet wees, dan is hy al lankal daar. As die drywer afklim, is al die werk klaar. Alles is pragtig skoon. En jy weet, voor jy die loop uit gaan, moet jy daar 'n bietjie koffie drink en 'n stukkie brood eet. Ja. Anders te begin hy rit nie reg nie. Hoor jy nou die kos maak op hierdie ding? Dit was seker nogal 'n triek geweest, nee. Ja man, kyk hierso kan ons kos gemaak het wat 'n restaurant na 'n sonnaskool piknik laat lyk. Ons het tot konfyt gekook, pap gemaak, stiel gekook. En al sulke dergelike dinge. Spesiale graaf gehad waar ons kos opgaar gemaak het in firebox. En jy weet ek het nou vir jou gesê sensitief. As jy ry met die trein dan weet jy wanneer gooi die stoker 'n verkeerde graaf in daai firebox en sien dan die rook ook. Stoker nie. Baie mense dink as jy hard ry, dan kan daai wurm kan so vinnig draai dat die kole so dik stroom in daai vuurkus ingaan. Dan is daar nie rook op daai koorsteen wat 'n sigaret het. Dis hoekom hy so sensitief. Weet jy, as jy hard ry, as die vlamme in daai vuurkus, dit lyk soos die son wat jy in kyk. En elke kool wat van daai tafel afblaas binne in die vuur in,
is uitgebrand voor hy die oppervlak van die vuur raak. So op daai koorsteen sien jy amper nie veel rook nie. Die rook merk jy op deur agterop by die rem waar hang in die lug. Maar ek het gelyk van die ouens wat hard ry. Ek het maar vir almal van hulle gestook. Ek was nie 'n man van die tydhangers. Hoor jy nou, kan jy nog van jou drywers onthou wat op Burgersdorp was? O ja, ek ken hom omtrent almal nog onthou. Ons het jy by 'n paar name noem. Want onder andere het jy my oom geken wat daar was. Oom Bossie, ja. Oom Bossie. Hy was 'n firelighter geweest. Ek het by hom begin werk waar ons die lokomotiewe se vure opgesteek het. Kyk, jy dit gedoen en jy was 'n roepman geweest en jy het hierdie engine se boiler skoon gemaak en die stange en goed, die klepwerk met paraffien gewas. En vure skoon gemaak op die aspek. En al daai dinge. Ja. Jy moes 'n aanloop hê. Jy kan nie sommer vandag 'n man uit die straat uitvat en laat hier werk kom doen. Al is hy op die dit is 'n leerskool waar jy deurgaan en jy weet op die voetplaat leer jy ook mense verhoudinge ken. Ja. En hier leer jy mense ken soos jy nêrens anders plek in die lewe want hier werk jy nou saam met hulle. Ja. En 'n span werk jy om aan die ander kant uit te kom. Hoor jy so sê 'n bietjie vir my nou jou blik, jou drywersblik wat jy altyd gehad het. Wat het jy altyd in daai blik gehad? Jong, daar was 'n bakkie gaarkos in wat jy kan eet. En onder andere roukos, sout, peper, hongereiers en mieliemeel. Want ek sou vir jou sê, jy kan as jy harde werk doen, kan jy enige kos eet. Jy word nie vet. Want ek sou vir jou sê, as jy nie meer kos is om te eet, dan jy ook nie meer krag om hierdie werk te doen. Want as die sout uit jou liggaam is, dan is dit klaar. Ja. Soos 'n ander ou gesê het, 'n Boet Eilers. Hy sê sy vrou sit 2 bakkies kos in. Pap en vleis en goed en dan staan hy by die stoker en hy maak seker laat hy hulle opeet. Sê wat dan oor. Die stoker is eintlik die ou wat die hardste werk op hierdie ding. Stoker is 'n kampioen man. Hoor jy nou verantwoordelikheid? Is dit 'n groot verantwoordelikheid? O ja. Jy weet as jy as ek nou dink ten opsigte van 'n Boeing. Ek meen 'n Boeing vat so 200 mense as hulle nou vlieg. En ja. Hoeveel mense kan so 'n passasierstrein nou vat? As jy nou net ramme moet skat. 500 mense, 1000. Jong, ek glo 'n groot passasierstrein gaan so 850 mense vat. Dit is nou min of meer en ek wil nou nie die Boeing afbreek nie. Maar ek sou vir jou sê daar het hulle werk verskil vreeslik van ons en daar het hy daarom computer en so aan. Iets soos 'n outomatiese loods en goed en al die dinge. Maar hier's 'n kwessie van jy sit wakker hier. Jy neem elke ding waar en elke signaal en jy moet die paaie ken. Jy word uitgetoets oor hierdie paaie en weet waar sit die signale en die op en die afdraanders. In die hellings. Die grade van die hellings en daai dinge en jy moet al daai dinge in ag neem. En jy weet jy verkry verskillende weerstoestande ook. Party nagte is die nagte donker en die mis is so dig. Ek weet ouens het my vertel daar in Belfast en daai wêreld dan daai drywer weet presies min of meer waar is die signaal aan stop hy aan stuur hy die stoker en klim hy teen die leer uit dan kyk hy of die signaal bedien is. So dig word die mis. En ek meen jy weet jy sit mense se lewens in jou hande en al hierdie. Maar die groot ding van die ding jy word lief vir hierdie. Want jy was meer op hierdie goed as by die huis. Ja. Hoor jy nou in die winter is dit lekker warm hier binne. Jy het nou daar in die Karoo groot geword, Burgersdorp. En kyk en kan nogal koud raak. Ek hoor dit so lekker warm hier binne. Kyk, is lekker warm in die ding in sekere opsigte. Maar ek sou vir jou sê baie mense dink dis warm hier in, maar in die winter is dit vrek koud. Jy vrek van die koue hier binne. Want jy kan nie met hierdie vuurkus deur oopry. Hoor jy nou as jy nou party plekke so lank staan. Hoe slaap 'n ou in hierdie ding? Wil jy nie vir my so posisie kom sit? Vir my wys hoe jy gelê en slaap in hierdie ding. Want kyk as jy lank staan, lê ons eintlik op die vloer. Ja. Dit is hy slaap beter as 'n innerspring. Dis ja. Hoe as jy lê hier so op die voetplaat. Op die voetplaat.
Maar andersins sê Andersins sit jy maar op die sitplek, jy maak jouself gemaklik op die sitplek. En jy slaap daar. hoor jy nou lang hare en kort hare en netheid en so aan. Jy het dit baie getel. Trots. Jy sien 'n trotser werk in die hele wêreld as hier op die voetplat. Ek het manne hier gesien wat in wit hemde werk. Kyk, dit was 'n trotse werk hier. Ja. Skoon netjies. Hier is die plek vir veilig goed. Ja. Baie mense sien 'n stoomlokomotief en dink hulle sommer dit is 'n geweldige vuil werk hier. Maar dis wat jy van hierdie werk maak. Hoor jy maar nou, jy het net vir my so 1 of 2 name genoem van die drywers met hulle byname. Wat se byname het die ouens nog gehad? Ek kan nie nou dink nie. Ou Kaspar Venter, ag ou Kaspar se aan Queenstown, ek kan nou sy naam. En nou Jori. Rudy, ek kan nie meer dink nie. Ek het baie van hulle vergeet. Regtig waar. En hier was 'n ou gewees jare terug, ou afvalforie, hy het altyd ons kos so gesteel en al die dinge hier. Nou afvalforie. Ja. Ek het op 'n stadium een oggend hom gestoot Pietersburg toe. En Hoor hierso, ek dink is nou tyd vir ons dat ons nou moet ry. Wil jy net so lank net gou gat so 'n bietjie warm maak nie? So 2 of 3 grawe laat ons kan ry en so aan, want dis nou tyd. Okay. Right.